bewaar en beskerm. Dankie Here dat U misdaad van ons weghou. Dankie dat U rampe en teëspoed van ons weghou. Dankie Here vir ons gesondheid. Genoeg dat ons in die huis van die Here kan wees. Here, terwyl daar ander is wat smag om hier te wees, dan hier kan wees. Here, U genade is onbeskryflik groot. Ons eer daarvoor. Heilige Gees, ons verwelkom U in ons midde. Al genoegsaam goed om neem beheer van elke lewe hiermee. Gees van God, kom voor onder die lofsange van die Here. Ons nooi uit Heer. Ons nooi uit, kom in die volk en kom in die krag. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Holy Spirit,
sê. Wat wil dit? Hoe vir u vra, kom ons kom en ek bid. Wil ek gou vir my omdraai en my. Die tweede deel van die koortjie sê, as your love, O Lord, flow through us, Holy Spirit, you restore us. Ons open in die lied het gesê, restore us, O Lord. Ek kom net so uit Psalm 51. Wil jy hê dat die Here u verhoog verhoor? Restore us. Restore us. Ek ken nie die behoefte nie, maar ek ken die mens. En weet jy, ek ken nie geen persoon. Daar's nie een persoon wat ek ken, wat die Here in hierdie oomblik nie nodig het. Almal wie ek ken, het in hierdie oomblik die Here nodig. Stem jy saam? Kom ons vertrou die Here, dat hy kom verhoog en kom versterk. En ons is nie besig met lippe taal nie. Ons is besig met 'n diepe gebed van vermoediging. En ons bid met 'n geloof, ons bid wat ons die Here antwoord. Is die reg om ons kom in sy teenwoordigheid. As we come into this place, we worship you, Lord. As we come into this place, we are made whole. As your love, O Lord, flows through us, Holy Spirit, you restore us. Lord, we come into this place with praise. We come into this place with praise. As we come into this place, we worship you, O Lord. As we come into this place, we are made whole. As your love, O Lord, flows through us, Holy Spirit, you restore us. Lord, we come into this place with praise. We come into this place with praise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. As daar iemand is wat spesiaal gebed vanmôre, wil jy nie net hier op die voorste bank sit of staan, sodat jy kan doen. As jy wil bediening hê, net daar waar jy is, trek net die bidders se aandag, ons gaan daar by die grond. Ek sien en ek ervaar die Here besig is met ons. Here, ons aanbid. Ons aanbid, ek verbly word. Kom ons sit saam, bly word. Kom ons vertrou die Here in die oggend. Ek
lijkt me niet zo niet. We hebben hier zo'n pas asje geworden. Maar dank je, Ferdi. Ik ga Michilia weer een gelegenheid geven voordat ons naar de woord van de Heer toe gaan. Misschien zie je dat. Goeiemôre broers en susters. Die woord van die Here sê in Hebreërs 4 vers 12. En al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons liefgehad. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, engele owerhede of magte, teenwoordige of toekomstige dinge, hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Jesus Christus ons Here is. Dankie vir die wat saam met my sê. Ons is in ons jubeljaar. Miskien dan nie oor toets dan nie ons by jou. Ja. Want staan nie in Hebreërs 4 vers 12. En my na. Ek dink dat die Here ons op by jou is. Die woord van die Here is lewend. Dis Hebreërs 4 vers 12, lewend, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Dit maak skeiding. Dis jou siel en gees, jou gedagte. Dit toets jou oordeenking en gedagtes van jou hart. Dis Hebreërs 12. Goed, ons is in jubeljaar van ons gemeente se 100 jaar viering. Die eerste fees was verlede jaar in Maart. Dit was 'n fees. En toe het ons 'n lof- en aanbiddingsdiens gehad. En toe het ons 'n Kersfeesdiens gehad met die boks, onthou julle, het jy al die grootste geskenk ontvang. En nou, die afsluiting is nou ons Bybeldag op die 22ste van Februarie. Almal weet nou al daarvan. Ons gaan 'n uitstalling van Bybels hou. Ons gaan in die portaal 'n houery waarin jy 'n Bybel kan skenk. As jy hom nie meer gebruik nie en jy daar in jou huis iemand anders kan hom gebruik, dan kan jy die Bybel skenk. Ons gaan koortjies sing wat net uit die woord uitkom. En almal wat wil, kan 'n skrif of 'n skrifgedeelte of 'n hele hoofstuk met ons kom deel. En dan gaan ons 'n boekrol hê dit sal seker in die saal wees waar elke een in die gemeente 'n teks kan inskryf. Maar dit moet uit jou kop wees, jy gaan nie kopie nie, jy gaan hom onthou en inskryf dat ons 'n boekrol het met die hele gemeente wat elkeen 'n skrif inskryf, dit nie opbring nie. En dan gaan ons 'n offerande opneem. Opneem vir Bybelverspreiding. Maar daar's 'n interessante nuwe verbittering. Ons gaan ook iemand hê wat 'n audio-Bybel, die audio-Bybels met ons kom deel. Wat hulle doen. En dan ek het net iets vergeet. Maar ek mag nie dit vergeet nie, want dit is die lewensbroodfees wat ons na die diens gaan hê in die saal. En elkeen wat 'n brood kan bak, of 'n potbrood kan maak, of 'n broodjie kan koop, 'n interessante broodjie, of 'n smeer kan bring, of kaas, of 'n biltong, of enigiets wat jy op die brood kan eet. Ons soek bydra van al die hele gemeente, gaan 'n deel hê aan hierdie lewensbrood eet. Maar ons wil baie graag weet, wie van julle wil deelneem aan die voordra, die wat 'n teks wil opsê of 'n hoofstuk. Want ons moet 'n program opstel en ons dan moet beplan dat dit nie teen mekaar loop nie. En dan elkeen wat deelneem gaan 'n sertifikaat kry. Om jou te herinner dat jy deel was van hierdie wonderlike Bybeldag. En die Here seën jou. Baie dankie Anisia. Ek raak opgewonde oor hierdie dag. Al
verwikkelinge en ek vertrou, U is ook opgewonde en ons kyk uit na baie besonders vandag onthou dit die 20ste Februarie is die Sondag van vandag af. Ons gaan 'n wonderlike dag en wonderlike geleentheid hê en ek wil U ook aanmoedig in opsigte van die ete wat ons na die tyd gaan aanbied, brood van die lewe ete, om ons deel daarin ook enige iemand wat 'n broodjie kan bak, om 'n dag die bakkers en die baksters uit. As jy 'n broodjie kan bak of 'n ander broodjie kan skenk, gee net die naam vir Betty, sodat sy weet wie almal kom ek pastoor daar en ek sal 'n welkom in die broodjie bak en skenk. Kom ons kyk ook daar nog bakkers is, wat saam met my dit wil doen. En dan gaan ons 'n wonderlike dag van hierdie geleentheid maak en ons gaan dit alles geestelik doen en ons gaan steeds daaruit groei en daaruit put en die naam van die Here ook groot maak en verheerlik. Kom ons gaan na die woord van die Here net voor ons gaan saam lees, ons sê die 3de hoofstuk kan jy na toe blaai. Ek wil net ook vir jou baie welkom sê vir die sonderformansies. Lekker formansie hier te sien. Hier het pas aan die Heer gekry, het is goed om hom weer te sien en dat hy weer saam met ons is. Kom ons aan kom bid. Vra dat die Here ons gaan help met die aansterking na die operasie. En kom ons bid vir pastoor Dani, vir môre ingang, vir die vervanging, dat die Here saam met hom gaan wees en hom gaan weerdra en so bid om sommige van ons ander dierbaar is. Kolossense die 3de hoofstuk van ons saam wees. Ons is besig om te gesels oor ons jaarthema wat sê gewortel in die waarheid. Ons fokus is op die waarheid van die woord, geen ander waarheid nie, maar net die woord alleen. En ons het verlede week so 'n bietjie gesels oor 'n eerste gedeelte van hierdie tema van ons vir die jaar. En dit is om kennis uit die woord op te doen. Wat beteken daardie kennis vir ons en wat gaan ons daarmee doen? En ek wil oorstap na 'n tweede gedeelte toe vandag om so 'n bietjie te gesels onder 'n tema van deel die woord, deel dit wat ons opdoen, die kennis wat ons opdoen, moet ons uitdeel en dit met ander ook deel. En ons gaan dalk 'n Sondag of 3 op hierdie tema stil staan en so 'n bietjie daaroor gesels. Maar ek wil vanmôre met u 'n gedeelte deel wat ek wil titel gevorm deur die inwonende woord. En as ons dit nou lees, dan sal jy dalk agterkom waarna toe ek gaan en waaroor ek wil gesels vandag rondom dit. Paulus skryf iets kosbaars en iets besonders oor dit in Kolossense die 3de hoofstuk en ek gaan net vers 16 en 17 vir u lees. Hy sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Kom ons lees dit weer 'n keer. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Ek wil net so 'n bietjie insit vanmôre. Laat die woord ryklik in julle woon, in alle wysheid, en leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En dan sê hy in die 17de vers, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Daar's 'n Deense spreekwoord wat sê, what you are is God's gift to you. What you do with yourself is your gift to God. En ek dink dit is 'n baie raak spreekwoord. Dit wat ons is genade, is 'n geskenk wat ons van God ontvang het. Maar wat ek en u daarmee doen en wat ons self eintlik bereik in die lewe, is weer ons geskenk aan God. En wanneer ons fokus
op hierdie gedagtes, die waarheid van die woord waarin ons gewortel is, en om daardie kennis wat ons verlede Sondag oor gesels het, net so bietjie met ander te deel, dan kom ons op 'n punt uit waar ons nie anders kan as om ook oor diensbaarheid te gesels nie. En ek wil vanmôre in hierdie gedeelte so bietjie op diensbaarheid fokus, want die kernwaarde van die Christelike geloof en die kragtige manier om die liefde van God aan die wêreld te demonstreer, is deur diensbaarheid. In alles wat ek en u vir die Here doen, is ons eintlik diensbaar, diensknegte vir hom. En of ons nou agter die kansel staan en die woord bedien, en of ons agter 'n klavier of 'n musiekinstrument sit en van daar af bedien, en of ons 'n voorstander is, of daar agter by die plank en by die deur waar ons nie gesien word nie, en die kombuis waar ons koffie voorberei, en of ons buite kan die kerk iewers iets vir die Here doen. Dis deel van diensbaar wees, en dis deel daarvan om ons eie ondervinding van God se liefde en dit vir ons in die woord ontdek met ander te gaan deel en hulle uiteindelik ook deel van die koninkryk van God te maak. En wanneer Paulus dan hierdie gedeelte skryf, wil hy ons aandag in 'n mate baie sterk vestig op diensbaarheid. Hy sê laat die rykdom in die lewende vertaling, stel hy dit so, sê laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle lewenswyse of julle lewenstyl bepaal. Met ander woorde, die inwonende woord, dit wat ek en jy leer uit die woord, dit wat ons ontdek, dit wat ons ondervinding geword het uit die woord, moet uiteindelik so diep in ons inwoon, dat dit ons lewe, ons gedrag, ons optrede en ons geselskap bepaal, en dat dit ons lei in alles wat ons doen. As ons na die woord die inwoon gaan kyk, dan is dit 'n woord wat eintlik vir ons wil leer. En wanneer Paulus dit in hierdie konteks gebruik, wil hy vir ons leer dat die woord van God moenie net 'n besoeker by jou wees nie. Hy moet kom inwoon. Hy moet deel word van ons lewens. Want as jy 'n besoeker in jou huis het, behandel jy hom na die beste van jou vermoë en na so rukkie is hy weer weg. Maar as jy 'n inwoner in jou huis het, dan deel jy jou huislike dinge met mekaar. Jy deel in die lief, jy deel in die leed, jy deel in die goeie, jy deel in die swaar kry, en daarom wanneer die woord inkom woon in ons in 'n permanente inwoning in ons lewens maak, dan deel die woord met ons en ons deel met die woord rondom die goeie tye in ons lewens, rondom die swaar kry in ons lewens, rondom die hartseer, en wanneer ons enige ander situasie beleef, gaan ons na die woord toe, die woord deel met ons, en die woord vorm ons in daardie omstandighede, en die woord leer vir ons. Dit is vir my interessant dat Paulus begin hierdie hoofstuk met die woord, hy sê, as julle dan saam met Christus gekruisig is, of saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo is, waar Christus is aan die regterhand van God. Hy wil ons aandag aftrek van die aardse dinge en sê maar die inwonende woord moet ons denke ook kom vorm en ons soeke in hierdie lewe, en dan wanneer ons enige iets oordink, wanneer ons enige iets soek, wanneer ons enige probleem beleef, wanneer ons enige opgewondenheid in ons harte het, wanneer ons enige iets weer te doen het in hierdie lewe, moet ons eerste wees om die dinge daarbo te soek en die heerlikheid van die Here te ervaar in die dinge wat met ons gebeur, selfs in die slegte, selfs in die hartseer, selfs in die swaar kry, kan ek nie steeds na God toe gaan en die dinge wat daarbo is, bedink en die woord wat in ons kom woon het, kom ontvou alles vir ons en ons beleef steeds die heerlikheid van die Here.
dan gebruik jy die woord ryklik. Ryklik het 'n implikasie dat die woord nie oppervlakkig of sporadies in ons moet boer nie. Want dat hy permanent moet in. Dat ons nie net wanneer ons in behoefte is en wanneer ons in stryd en probleme is en die storms boek, dan die woord sal wel gaan gryp en soek waar is die antwoorde nou en wat moet ons nou doen, die ek moet nie verseker die gaan die antwoorde kry. Maar wanneer Paulus sê, laat die woord van God ryklik in julle woon, het hy 'n implikasie dat die woord moet oorvloedig in ons wees, sodat enige iets wat in ons gebeur, ons so gevorm sal word, wees in ons mens wees, dat ons onmiddellik die dinge wat daar bo is sal begin ondersoek en te vra, maar Here, hoe moet ek dit nou in my aardse optrede, in my aardse lewe bymekaar bring en dit daarin ondersoek en dat ons gevorm sal word deur die woord, dat ons dit sal oordink, dit sal toepas in ons lewens en jou lewe nie gevorm word deur menings of emosies van hierdie lewe nie. En as ons dit kan saamvat vanmôre sommer net so kort, dan kan ons sê om die woord van God ryklik in jou te laat woon, beteken om jou hele lewe oop te stel vir God se waarheid, sodat jou karakter, woorde en dade daardeur gevorm word. En jy sal agterkom, Paulus spreek eintlik, kinders van die Here se absolute optrede aan na wedergeboorte plaasgevind het. En jy begin die woord gaan instudeer en gaan soek het, wat word van jou nadat jy verander is van 'n ou mens na 'n nuwe skepsel in Christus. En dan skryf hy aan die mense hierdie woorde in Hoofstuk 2 vers 13. En hy praat weer van die inwonende woord. En hy praat daarvan dat die inwonende woord nie passief is nie, maar werk in ons. En ek gaan hier uit die teks uithaal, dis weer een van daardie lange sinne wat Paulus so begaafd is om te skryf. Maar hy sê daarom dank ons God tot sonder ophou, dat toe julle die woord ontvang het, hy praat met die gelowiges van Thessalonika, hy sê ek is dankbaar, en ons apostels is dankbaar, dat toe julle die woord van God ontvang het, julle dit aangeneem het, soos dit waarlik is. So hulle die woord ontvang deur die prediking en die bediening van die apostels, en hulle die woord aangeneem, soos dit daar is, soos dit geskrywe staan, en soos dit gepredik is, soos dit waarlik is, as die woord van God, wat ook in julle werk, in julle wat glo. En daarom kan ons vanmôre vir mekaar sê, dat die woord van God is nie passief, wanneer ons dit begin lees, begin studeer, wanneer ons begin ontdek en smaak daarin, wanneer ons ondervindings daarin begin leef nie, maar die woord van God werk in ons om ons te verander en ons te vorm. En as ons dan by vanmôre se gedagte wil bly, dan wil ek sê verander dit en vorm dit ons om waarlik diensbaar te wees vir die Here, om waarlik te kan sê, Here, hier is ek gereed deur die ondervindinge wat ek in die woord opgedoen het, wil ek diensbaar wees vir U. Gebruik my, stuur my, vorm my, maak my soos U wil, Here, en stuur my waar U my wil, en gebruik my waar U my wil gebruik. Wat Paulus vir ons kom sê is, en ons kan dit ook opsom, dat God of die woord dan werk in ons om deur ons te werk. Die woord van die Here en die werk van God in 'n mens is mooi dan om in jou te werk en jou te verander en jou op te wek en daar te stop nie. Hy werk in jou sodat hy deur jou kan werk om ander ook te bereik en dit ten doel om ware diensknegte van die Here te maak. Mense wat in liefde
en met wysheid uitreik na mekaar toe. En wanneer Paulus hierdie waarheid kom bekend maak, dat die woord werk in ons, om deur ons te kom werk, sodat ons kan uitreik weer na ander toe, en ons daardie mense met liefde en met wysheid sal bereik, dan kom hy en hy bring die woord betrokke. Kan jy onthou ons het gelees? Leer en vermaan mekaar. En dan vra ons die vraag, maar Paulus antwoord het ook sommer hoe. Hy sê met psalms en gesange en geestelike liedere. Hy bring die woord betrokke. Psalms en gesange en geestelike liedere is deel van die woord van die Here. Dit kom daaruit, en jy gaan by ons Bybel, Sondag gaan jy uit die woord van die Here uitsing. Ons gaan liede sing, wat direk uit die woord van die Here kom. So Paulus wil vir ons sê, ons word tot diensknegte gevorm, sodat die Here in en deur ons kan werk, maar wat ons doen, moet ons die woord gebruik om die dienswerk te kan doen. Ons moet dit met psalms en lofsange en geestelike liedere doen. En kom ons kyk mooi wat sê verder. Hy sê, doen dit in woord en in daad. En hier wil ek amper geëindig. In woord doen ons dit maklik. In woord is dit maklik om te sê. Die Bybel sê dit en dit en dit. Die Bybel sê jy moet so en so maak. En daad is dit 'n ander saak. Dis waarom Paulus vir ons sê, wanneer jy by dienswerk kom, wanneer jy die woord, besig is om in jou te werk, uitleef na buite toe, begin om dinge daarom te dink. Want alleen dan kan jy inderdaad ook dieselfde optree as wat jy in woord optree. Dink die dinge daarboor, en dan laat die woord ryklik in julle woon. Wanneer jy dan moet optree, nie net praat nie, maar moet optree, laat die woord optree. Laat die woord uitreik na buite toe. Laat die woord deur jou werk na buite toe. Daar is soveel mense wat al agter kansels gestaan het en die woord van God bedien het, wat minder bereik het as mense wat die woord uitleef van hulle buite is. En deur hulle dade word gesien wat die woord werklik is. En dis waarin Paulus ons vat, en ek gaan vir u 'n hele klomp feite gee rondom diensbaarheid. En ek vertrou, u is met my en u gaan hoor wat ons daaromtrent sê. Maar as ons kyk wat die Bybel vir ons sê rondom diensbaarheid, en wat Paulus dan vir ons wil sê, wanneer die woord ons begin vorm tot diensbaarheid, dan wil hy my en jou vorm tot onselfsugtige diensbaarheid. 'n Diensbaarheid waarin ek en jy bereid is om 'n diensknegt te wees. En nie raak gesien kan word nie. As 'n paar voorbeelde, ek dink een van die mees roerende voorbeelde is die van Jesus self in Johannes 13, hoe hy 'n skottel water in 'n lap geneem het en sy disippels se voete begin was. Dis seker een van die kragtigste illustrasies van liefde en nederigheid wat ons ooit sal kry. Dan is daar die gelykenis van die barmhartige Samaritaan wat deur die Here vertel word in Lukas 10. En dis 'n les oor ware diensbaarheid en naaste liefde. Daar's die verhaal van Rut se diens aan Naomi, 1 vers 16 tot 18. En 'n voorbeeld van selfopofferende diensbaarheid. Dan is daar die verhaal van Barnabas hier in Handelinge 4, Handelinge 9 en Handelinge 11, lees ons daarvan. Dis 'n voorbeeld van iemand wat deur sy optrede 'n groot impak op die vroeë kerk gehad het. Sommer in die begin het hy 'n stuk grond verkoop en al die geld vir die apostels gaan gee en vir die apostels gesê,
gebruik hierdie geld om aan die behoeftiges, aan die armes te voorsien. En dis een van die beste lesse wat ons kan kry rondom rentmeesterskap. Diensbaarheid in ons rentmeesterskap. En so is daar soveel voorbeelde wat ons vanmôre kan opnoem en kan deurgaan in die woord van die Here en diensbaarheid kry. Daar's baie verskillende vorme van diensbaarheid en ek gaan nie vanmôre alles vir u noem nie, maar ons sal seker in die volgende 2 weke of so, soos ons aangaan daarna, bietjie meer kyk na diensbaarheid. Maar wat ek vir u nou wil sê is dat diensbaarheid vind nie net in die kerk plaas nie. Diensbaarheid vind buite die kerk baie groter plaas as hier in die kerk. Ja, is nodig dat ons beskikbaar sal stel vir diensbaarheid, want die Here wil hier deur my en jou werk en hier deur ons iets bereik en hy mense nodig om sy kerk te laat funksioneer soos die kerk funksioneer. En ek het in die verlede al dikwels vir u gesê dat by God is geen werk ondergeskik aan 'n ander werk nie. Geen werk, geen diensbaarheid is minderwaardig teenoor 'n ander diensbaarheid nie, want dit gaan vir God oor alles en een ding, en dit is om sy koninkryk uit te brei en siele te wen. En ek het dit voorheen ook al gesê, maar dat ek dit weer sê, 'n koppie koffie wat daar in die kombuis met liefde gemaak is, met 'n hart en 'n gesindheid gevorm deur die woord van die Here. Dis wat ek vir die Here kan doen. Kan dalk 'n siel red vir die Here. Iemand wat inkom hier en koffie kom drink na die tyd en net daar met iemand anders gesels en 'n siel word gered. En dis waaroor dit vir die Here gaan. En dit is dat die woord sal uitgaan. Die liefde van God sal uitgaan. En Paulus se volgende beginsel is, wat ons ook al doen, doen dit in die naam van die Here en met dankbaarheid. Wat ons ook al doen, moet ons doen, soos vir die Here. Nie vir onsself nie. Ons doen dit vir die Here en dan maar met dankbaarheid. Diensbaarheid wat deur die kennis van die woord en deur die Heilige Gees kom, groei in jou hart. En dis waarom dit deel van ons groei in hierdie jaar inbring. Want wanneer 'n mens diensbaar raak vir die Here en jy begin werk saam met ander, dan begin jy ook geestelik te groei en jy ervaar hoe daardie werk, wat werklik met jou alles vir die Here gedoen word, vir jou persoonlik iets beteken. Die satisfaksie om te kan sien hoe dit iemand bereik, hoe dit 'n siel bereik, hoe dit iemand anders se omstandighede net in 'n oomblik verander. Hier kom dan iemand by die deur ingestap in die oggend en ons weet nie met wat sy gemoed hy inkom nie. En hy het dalk net 'n glimlag nodig en hy kry 'n goeie handdruk met 'n glimlag daar by die deur en iemand wat vir hom sê welkom. En dit verander sy omstandighede. Ja, amen. Die woord moet ons so vorm, geliefdes, dat ons sensitief is vir hoe die Heilige Gees werk. Amen. Kom ek vertel sommer net vir iets, en ek wil nie myself roem nie. Verlede Saterdag sit ek in my kantoor in werk, en dan kom 'n WhatsApp deur van iemand wat ek goed ken. Gemeentelid, seker 5 jaar laat in die kerk was. En sy WhatsApp sê, status sê, pas op wanneer die duiwel die dag vir jou kom, as hy kom hy met alles, en dit gaan ons weer te vroeg word, mag wees. En hy antwoord hom op sy status, en hy sê vir hom, jy ken vir die laaste tyd baie aan my, hoe gaan het jou, ek wil jou kwijt. En nie daarna, hier in die woord, die pastoor, kan jy vir hom sien, dit gaan baie sleg. En ek het soos een nou antwoord. En ek sê, kom dan nie welkom, kom daar. En ek kom met hom deel, en met die, en het word baie sleg, en sê deel. Maar wat ek wil sê, die sensitiviteit vir WhatsApp-service en gemaak, dat ek weer met 'n man kan deel, en ek het deel aangegaan.
Ons gaan pad en stap tot hy weer terug is in die Here. En hy weer in die hand van die Here begin leef. Ons moet sensitief wees vir hoe die woord ons vorm en wat die woord deur ons wil doen. En wanneer ons 'n handdruk vir iemand gee, wanneer ons 'n koppie koffie vir iemand aanbied, wanneer ons iemand groet, wanneer ons 'n lied kom sing hiervoor, wanneer ons agter 'n musiekinstrument begin bedien, moet ek en u ten alle tye so gevorm wees deur die inwonende woord, dat ons sal besef, ek is nou 'n diensknegt van die Here. Ek is besig met 'n dienswerk wat moet uitgaan om die koninkryk van God uit te brei. En daarom daardie diensbaarheid wat ons deur die woord van God en deur die inwonende Heilige Gees in ons kom groei in ons hart en laat ons geestelik groei en maak ons geestelik sterker, en dan kan ons nie anders as om te dien nie. Ons moet ook besef, in die Bybel gaan die woord diens dikwels saam met ander woorde soos liefde, omgee, onselfsugtig, vrede, opoffer, en dis duidelik dat nie kos iets. As hierdie woorde nie in jou woordeskat voorkom, nie in jou hart gevorm word deur die inwonende woord, dan gaan jy sukkel om diensbaar. Sukkel om diensbaar te wees. Diensbaarheid, wat ek wou sê is, 'n mens, dit kos jy iets, dit vraag om jou tyd, jou energie, jou geld, jou wysheid om ons so 'n bietjie prys te gee en dit vir ander te gee. Ek dink aan 'n bandjie wat jong mense in vroeë jare gedra het, want jy sal dit onthou, WWJD, what would Jesus do? En terwyl ek daaraan dink, sê ek maar, wanneer die woord van God ryklik in 'n mens woon, in jou hart is en dit groei daar, dan vra jy nie meer iets soos, wat moet Jesus doen? Jy doen wat Jesus sou doen. Dit is sommer net deel van jou. Dit is sommer net daar. Jy is so diensbaar met die woord van die Here wat jou vorm, dat jy weet op daardie oomblik, wat sou Jesus doen? En jy doen wat Jesus sou doen. En ek sien dit in die Bybel, in die woord van die Here, in Handelinge 8 vers 26 tot 40, is daar 'n verhaal van 'n Ethiopiese hooggeplaaste man met vir die koning gewerk. En hy het op 'n wa gesit en die Bybel gelees, en hy het niks verstaan van wat hy lees nie. En Filippus kom by hom, en Filippus vra vir hom, maar verstaan jy wat hy lees? En hy sê nee, Filippus leg dit vir hom uit in 'n oomlikse tyd. Filippus het nie tyd gehad om te dink, wat sou Jesus nou doen nie. Filippus het opgetree in die oomlikse tyd as gevolg van die vorming van die inwonende woord in hom, en in die woord verduidelik, en dit het uiteindelik daarna gelei dat die man tot wedergeboorte gekom het, en dat hy direk daarna gedoop is, die gevolg van die groot opdrag van die Here, gaan dan heen, maak disippels van alle nasie, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek sien dat daar soms die tyd om te dink, wat moet Jesus doen nie? Ons moet so gevorm wees dat ons sal optree soos Jesus sou optree. En dan moet ons iets baie versigtig leer uit hierdie les van Filippus. Wanneer ons die verhaal lees, heel aan die begin van daardie hoofstuk, van daardie gedeelte, sê die Bybel, 'n engel het vir Filippus gesê, gaan, daarna toe jy gaan 'n man op 'n wa kry, en sit in Bybelsoos. Ek en u moet so gevorm wees deur die woord van die Here, dat ons sal hoor wanneer die engele ons stuur. Dat ons sal gereed wees wanneer die engele ons stuur. Wanneer die Here ons stuur. In Handelinge 3 kry ons weer 'n voorbeeld van
Petrus en Johannes wat op pad was na die tempel om te gaan bid. Baie lekker, ons doen dit gereeld, elke Dinsdag as ek op pad, en 'n hele klomp van u hier, op pad hier na die kerk toe, om te kom bid, want dis biduurtyd, en dis wat ons moet kom doen, en dis waar ons nou moet wees, want dis ons beplanning vir die dag. Petrus en Johannes is op pad biduur toe, en net daar by die tempel sit 'n man, krepelman, wat al vir jare verlam is. Hy word elke dag so gedra en daar neergesit. En skielik hierdie een oggend, terwyl hy uitreik na Petrus en Johannes en om 'n alms vra, om 'n geldjie vra, is daar iets anders, 'n ander gewaarwording by hom. Daar's nie tyd om te dink wat so Jesus doen. Onmiddellik sê hulle vir hom, ons het niks. Maar die niks wat ons het, wil ons vir jou gee. In die naam van Jesus, staan op. En daardie man word volmaak genees. Die woord vorm my en jou, my broer en suster, om in die krag van God te beweeg, elke dag in hierdie lewe. Die woord vorm ons om in die krag van God na mense toe uit te reik en hulle lewe totaal te verander. Laat die woord van God dan ryklik in julle woon. Wanneer ons die ryklik in ons het, die volheid van God, het ons sy krag in ons, en dan maak tyd en oomblik nie meer saak nie, want ons weet hoe om op te tree wat Jesus in daardie oomblikke sou doen, en ons kan dit uitspreek, ons het. Petrus en Johannes het gesê, ons het niks, maar hulle na finansies verwys. Ek en u het al die gawes van die Heilige Gees om uit te reik na mense toe. Ek gaan in een van die volgende 2 Sondae met u so 'n bietjie praat daaroor, maar ons het die volheid van die Heilige Gees in ons om uit te reik na ander toe. En ons kan, Petrus en Johannes kom in 'n oomblikse tyd en hulle bied aan 'n man die gawe van genesing. En Paulus sê, doen dit in die naam van die Here. En hulle sê, in die naam van die Here staan op en loop. En daardie man word volmaak genees. Bring 'n toestaan omkeer in sy lewe. Soms wil ons wag vir 'n beter tyd om diensbaar te raak. Dis nie wat ware dienaars doen nie. Ware dienaars tree op, soos die woord in jou hart vorm. En ware dienaars doen dit. Ons moet doen wat ons ook al kan, met wat ons het, waar ons ook al is. En God sal die wonderwerk doen. En die res bring. Moenie wag tot jy voel jy is nou reg. En alles is nou perfek. Jy kan dit nou doen. Nee, Jesus het nooit vir perfeksionisme gevra nie. Jesus het vir aktiewe diensbaarheid gevra. Mense in wie se hart die woord ryklik woon. En dit wil vorm om aktiewe diensknegte te wees. Kom ek gaan maar met 'n kort gedeeltjie. Heel laaste. Ek sien in die skriflesing van ons dat 2 keer in dit verwys Paulus na dankbaarheid. Hy sê, sing in julle hart met dankbaarheid en dan doen alles in die naam van Jesus en dank God die Vader deur hom. Dankbaarheid is 'n teken van blydskap, van opgewondenheid. Dis 'n teken. Ek is opgewonde oor wat die woord van die Here in my hart doen. Askies dat ek so soms 'n bietjie negatief raak. Weet jy hoe klink baie kinders van die Here wanneer hulle diensbaar is? By die kerk en in die kerk. Iemand kom vra van al muziek. Nee, ons vriend, weet jy hoe zwaar gaan het met ons allemaal. Allemaal krijg ons zwaar. Waarom het sal doen dit? Miskien sal iemand anders dit iets doen. Weet jy wat? Paulus sê, ons moet diensbaar wees en opgewondenheid. Ons moet opgewonde wees oor die vorming van die woord van die Here in ons hart doen. Al kan ek en jy niks gee nie, het ons 'n opgewonde evangelie om te versprei.
en vir 'n persoon te sê, maar ek kan nie nou vir jou iets gee nie, maar wat ek vir jou wil sê, Jesus is lief vir jou, vertrou hom. Hy sal iemand stuur op jou pad om vir jou te kom voorsien. En met daardie opgewondenheid het ons die geleentheid om die woord van die Here te verkondig en uit te spreek en uit te saai na hulle toe wat hom nodig het. Paulus sê in Romeine 1, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding. En daarom moet ek en u met hierdie opgewondenheid in ons diensbaar wees vir die Here en hom dankie sê vir alles om die Here te dien met blydskap, omdat ons lief is vir die Here. Ons is dankbaar vir God se liefde en genade wat ons vrylik ontvang, omdat ons weet dat ons diensbaar is. En diensbaarheid gee betekenis aan jou lewe. 'n man met die naam van Albert Schweitzer het hierdie mooi gedink gesê, hy sê, the only really happy people are those who have learned how to serve. En mag ons toelaat dat die woord van God so ryklik in ons woon, dat dit ons sal vorm om te valle tree, op te tree, soos Jesus dit sal doen. En dat ons altyd regstel, ons geloof, eergesels het. Maar kom ons maak dit ons gebed vir die video. Sê Here, leer my op, dat die woord ryklik in my doen. Daardie ondervindinge wat ek uit die woord uitneem, dat dit so ryklik in my woon, dat ek dit met ander sal kan deel, en dat hulle lewensomstandighede ook sal kan verander, en dat ons saam met blydskap sal kan geniet. Kom ons bid saam, dat ons musiekspan gereed maak om aan voor te kom. Dankie ons Vader, dankie vir die kosbare woord. Here, in die laaste tweede die Sondag, kan ons die ophou om vir dank te sê vir die besonderse woord. En ons wil hierdie gebed bid vanmorgen en vraag hy ons help, dat hierdie woord so ryklik in ons sal woon, dat ons ware diensknegte vir U sal wees, in alles wat ons doen, Here, dat ons dit al sal doen, asof ons dit vir U doen, nie vir onsself, nie vir ander, maar vir U en U alleen, wil U in ons werk, om deur ons te werk, sodat U ander kan bereik, is ons gebed in die goeie naam. Amen. Kom ons staan en sluit ons af. Goeie verklaring wat sê, my shackles are gone, my spirit is free, praise the Lord, He lifted me. Is U gestig, hy opgetel, ek gaan rustig, kom ons staan, ons sal dankie sê vir ons opdracht, met ons slot. Kom ons staan en my shackles are gone. He
sommer net so dan vanaf die Bybeldag, die nou baie sterk is, van die wat 'n broodjie kan bak, 'n broodjie kan gee of smeer, gestel met op Betty asseblief. En dan is die boekrol gereed daar in die saal, en jou kuier en wil 'n gedeelte inskryf, doen dit gereeld gerus. Die jong mense het Vrydag aand al begin skryf, so die boekrol is aan die gang. En daar's 'n groot rolpapier, ons kan hom uitrol in die straat om die blok, so ons kan 'n lang boek skryf. Jy kan as jy die hele Bybel wil oorskryf, doen dit ook. Maar kom ons neem almal deel, ons skryf as jy net een versie, maar kom ons maak dit werklik 'n gemeente poging om hierdie boekrol te skryf. En dan wil ek sommer net vra dat as daar van ons sterk broers is, wat ons een Saterdag kan kom help, ek dink jy het al gesien in die saal staan van kerkbanke, banke wat ons as 'n geskenk by 'n ander kerk gekry het, en ons moet dit boven die galery kry. Ons wil daai plastiekstoele uithaal en mooi soliede houtbanke daarin sit, maar dis nogal amper 'n geleefwerk om dit te kry. As daar iemand is met 'n goeie idee, maar sterk broers dan nie gereed, ons gaan sommer binnekort 'n Saterdag uitsit om te kyk wat kan ons doen om daardie banke dan hoog te kry. Hulle is 6 meter lank, so wat ek gelag het. Dis nie stoele wat ons gaan opdra nie, maar broers, maar staan op van ons sterke broers, en dan gaan ons die banke daar hoog. Niks is onmoontlik, ons gaan dit reg kry. Dit is al afkondigings wat ek vir u vandag het. Here seën vir u. Nou, Pastor Johan, ek dink elke broer ken 'n broer. So as kinders sterk of minder sterk is, jy ken 'n broer, jy ken 'n vriend. Kry daar in die hande. Ek het net al ons voorstanders, as u as gemeente die voorstanders van die eerste kom. So hulle is ook gou moontlik in die bidkamer aansluit. Sessie asseblief, ek weet baie werk. En sal die appel, gaan ek koffie drink, kuier, is altyd heerlik, net so die songs. Mag die Here die my vir die seën, en dit met die was, wat staat in so, vraag broer Tony, asseblief. Here, ons het so pas gesin, my shackles are off. My spirit is free. Oh, praise the Lord. He lifted me. Het hy ook opgelig vanmôre? Het hy die krag vir jou gegee om te kan stap? Hierdie weg wat ons moet gaan, is nie 'n maklike weg nie. Maar as jy saam met die Here hierdie weë bewandel, staan jy as oorwinnaar in die naam van Jesus. Mag hierdie dag vir elkeen voorspoedig wees. U heerlikheid elkeen omstraal, u liefde, hulle sal dra van dag tot dag, totdat ons weer by mekaar sal kom, om u naam te verheerlik. Aan u ons lof, u ons eer en ons dank, en ek loof u naam. Amen.